Ons gaan vandag so bietjie kyk na die tema God roep ons. En dit is iets wat al baie bespreek is met verskillende tekste wat ons al gelees het, maar ek wil vandag graag vir ons lees uit Genesis 12 vers 1 tot 4, 'n baie kort stukkie. Die wat julle Bybels het, kan daar gerus oopmaak, Genesis 12. Ek gebruik die 2020 vertaling vir vanoggend se teks. Die Here het vir Abraham gesê: "Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees." Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Tot sover. God vra vir Abraham om 3 kringe van sekuriteit te verlaat. Dinge wat 'n mens net so bietjie veiliger laat voel. Hy roep hom om sy land te verlaat, dit wat bekend is, sy stamverband en sy familie. Maar met sy roeping gee God ook vir Abraham 'n paar ek-uitsprake. Hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak. God begin eintlik hier by Abraham en Sarai se nood. Hulle verleentheid. In daardie tyd was dit 'n absolute ramp gewees as jy kinderloos was. Dit was 'n skande. Jy het geen nageslag gehad nie, geen persoon om jou besittings te erf nie, geen persoon om na jou te kyk, om na jou om te sien die dag wanneer jy oud is en nie meer vir jouself kan sorg nie. God verstaan hierdie verleentheid en hierdie nood, hierdie skande van Abraham en Sarai. En daarom spreek hy dit aan. Want hierdie verleentheid van Abraham en Sarai word 'n geleentheid. Dit is weer eens God wat eerste uitreik na die mensdom en 'n nuwe geloofsgemeenskap begin. God roep 'n onvrugbare vrou en 'n man vanuit die heidendom om in verhouding met hom te kom staan. Hulle persoonlike dilemma word iets waardeur God verheerlik kan word. Verder sê God, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. God se seën vir Abraham is nie bedoel om net vir hom te wees nie. Sy seën is daar sodat Abraham vir ander mense tot seën kan wees. Dit is nie bedoel om vasgehou te word nie. Dit behoort gedeel te word. En deur Abraham se gehoorsaamheid word hy 'n seën vir alle mense soos wat God vir hom hier in daai oomblik gesê het. Dit is deur Abraham se gehoorsaamheid dat die geskiedenis van die hele mensdom beïnvloed word. Deur Abraham se gehoorsaamheid ontstaan 'n volk wat God gebruik toe hy as Jesus Christus na die aarde gekom het. En so is hierdie belofte van seën vervul duisende jare later. God beloof om saam met Abraham te wees in hierdie reis as Abraham hom vertrou. En vertroue is 'n baie belangrike aspek van geloof. Die keuse was egter nog steeds Abraham se keuse.
Maar Abraham is nie 'n onfeilbare geloofsheld nie. In sy pad saam met God is daar beslis tye wanneer sy vertroue in God verander in twyfel. 'n Paar verse later in Genesis lees ons van die hongersnood in die omgewing, hoe Abraham vir Sarai opdrag gee om te maak asof sy suster is. Ons ken die latere geskiedenis van Abraham waar Ismael se geboorte gevolg is. En in al hierdie dinge, daardie oomblikke van twyfel, verlaat God nie vir Abraham nie. Hy ontmoet hom waar hy is. En daarom kan ons vertrou dat God ons ook vandag ontmoet waar ons is. En miskien om iets te verstaan van daardie ontmoeting van waar ons vandag is, wil ek graag vir ons die wet voorhou. Uit Romeine 13, vers 8 tot 10. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En as skuldbelydenis wil ek julle uitnooi om te staan en saam met my ons skuld te bely voor ons God en Hemelse Vader. Ons gaan dit doen in die vorm van 'n tweegesprek. Ons het berou oor ons sonde en bid dat U ons sal vergewe van alle afgode wat ons in U plek stel. Verlos ons, o Heer, van alle ontrou teenoor U. Verlos ons, o Heer, van elke misbruik van U naam. Verlos ons, o Heer, van ons onvermoë om tot rus te kom. Verlos ons, o Heer, van ons opstand teen gesag en teen almal wat oor ons gestel is. Verlos ons, o Heer, van alle haat en afguns teenoor ander mense. Verlos ons, o Heer, van elke gedagte en daad waardeur ons die huwelik aantas. Verlos ons, o Heer, van elke benadeling van ons naaste deur selfsug en eie belang. Verlos ons, o Heer, van alle kwaadpratery en valse getuienis. Verlos ons, o Heer, van alle begeertes wat sonde voortbring. Verlos ons, o Heer, in die naam van Jesus Christus wat vir al ons sonde gesterf het. Hoor ons, o Heer, vergeef ons, o Heer, ontferm U oor ons. Amen. En die Here wat dan genadig is, sê vir ons die volgende in Micha 7 vers 18 tot 19. Wie is 'n God soos U? U is 'n God wat skuld vergewe, wat by die oortreding verbygaan tot voordeel van die oorblyfsel van sy eiendom, wat nie vir altyd vasklem aan sy toorn nie, maar wat vreugde vind in troue liefde, wat ons weer genadig sal wees, ons skuld sal vertrap. U sal al ons sondes in die diepstes van die see gooi. En daarom wanneer ons hierdie genade hoor van ons God wat vir ons lief is, kom ons antwoord daarop deur saam te sing lied 2, 4, 5. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het. In hierdie lydenstydperk dan, waarin ons tans is, hierdie aanloop tot Paasfees, waarvoor roep God vir my
en jou? Wat vra hy moet ons agterlaat? Is daar dalk mense waarvan ons moet afstand doen, omdat hulle ons verhoed om naby God te leef? Dalk klou ons so vas aan omstandighede, ons eie nood, ons eie skandes, dat ons net daarop fokus, net dink aan ons eie persoonlike rampe. Miskien roep ons God ons om dan ons perspektief te verander, om ons nood te sien as 'n geleentheid om God te verheerlik, as 'n geleentheid om nuut saam met God te begin, as 'n geleentheid om te groei in vertroue en in geloof. Abraham het op 75-jarige leeftyd sy vertroue in God gestel en hy het opgetree in gehoorsaamheid. God se belofte van hierdie nageslag is jare later eers vervul. Dalk roep God ons nou nie vandag, die van ons wat al gevorderd in jare is, om met 'n nageslag te begin nie, maar dalk roep hy ons om 'n geloofsvoorbeeld vir 'n jonger generasie te wees. Dalk roep hy jong mense om lewe in te spreek in hulle vriende se lewens. Miskien roep hy ons om insaag te hê in die geloofsvorming van ons families, van ons vriendekring, van ons samelewing. Miskien seën hy ons juis, sodat ons verander in ons gemeenskap 'n seën kan wees. Abraham is deur die Gees die woestyn, die wildernis ingelei, net soos Jesus deur die Gees die woestyn ingelei is. Stefan het 'n paar weke gelede juist daaroor gepraat. Is ek bereid om die Gees uit te nooi, om my na 'n woestyn te lei, waar ek my gemak, my sekuriteit, dit wat bekend en familier is, my status, al die dinge waaraan ek vashou, om dit af te lê? Abba Paphnutius is 'n man wat in die 4de eeu geleef het, en hy word gesien as een van die woestynvaders van ons geloof. Hy het 'n absolute, oorweldigende passie gehad om met God verenig te word, net saam met God te leef. Hy het daarna gestreef om alles wat hom weerhou van 'n vereniging met God af te lê, en hy het die volgende gesê. Ek lees dit in Engels. A renunciation, 'n aflê of 'n afstanddoening. In body alone will not do us any good. If we do not succeed in achieving that renunciation in heart, which is far higher and more valuable. Om die wêreldse dinge af te lê net vir 'n rukkie, omdat dit lent is, omdat dit dalk 'n verwagting is. Net vir hierdie tydperk is nie genoeg nie. Daar moet 'n hartsverandering en 'n verandering in denke plaasvind, sodat ons in 'n dieper verhouding met God ons Vader, met Jesus ons Verlosser en met die Heilige Gees kan staan. Wat jy moet aflê, waarvan jy moet afstand doen, wat jy moet verander in jou hart, in jou denke, hoe jy na dinge kyk, kan ek nie vir jou sê nie. Dit is iets waaroor jy met God moet praat. Net hy kan dit vir jou uitwys, deur die leiding van sy Gees. En daarom vandag in ons gespreksmoment gaan ons nie met mekaar praat nie. Natuurlik kan ons by die huis verder met mekaar gaan praat en mekaar kan help en ondersteun, maar ons gaan vandag
ons gespreksmoment gebruik om met God te praat, direk vandag. En daarvoor gaan ek 'n paar minute geleentheid gee. Miskien kan hierdie vrae jou help in hierdie gesprek met God. Natuurlik, dis jou gesprek met God, dis oop vir hoe jy dit wil benader. Maar as jy hierdie vrae wil gebruik, is jy welkom. Wat moet ek aflê? Hoe kan ek verander tot seën wees? Waarna, waarheen, waarvoor roep God my? Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee, wat julle dan hierdie gesprek met God kan voer. Jy is welkom om jou oë ook toe te maak en rustig te wees. Kom ons sluit die oë en bid saam. Here, baie dankie dat U ons roep. Dat U ons so liefhet, dat U wil hê ons naby U moet wees en naby U moet leef. Maar Here, in 'n wêreld waar daar soveel dinge gebeur en soveel lawaai is, soveel ongelukkigheid en gebrokenheid, is dit vir ons baie keer regtig baie moeilik om U stem te hoor. En daarom vra ons vandag dat U asseblief met ons sal praat, dat U ons sal lei, dat U ons bewus sal maak van U roepstem, sodat ons kan hoor waarheen, waarvoor, waarna U ons roep. Daar waar ons is en daar waar U wil hê ons moet wees. Vader, in hierdie gebroke wêreld, wees asseblief met ons elke dag, sodat ons draers van koninkryk kan wees, sodat ons U liefde na die wêreld kan uitleef, sodat ons verander 'n seën kan wees, sodat ons verander na U toe kan lei. En ons vra dit in nederige afhanklikheid van U ons Vader, met die hulp van die leiding van die Heilige Gees, en in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het die gewoonte om 'n regula te hê. Ek het dit maar probeer dieselfde tipe vrae maak, waarmee ons dalk elke dag hierdie week miskien 'n bietjie moet worstel.
geleentheid daarvoor moet gee. En daarom nooi ek jou uit om hierdie week elke dag intentioneel stil te word in God se teenwoordigheid. Ek nooi jou uit om elke dag vir die Here te vra, waarna, waarheen, waarvoor roep God my in daardie oomblik vir daardie dag. En ek nooi jou uit om miskien die mees angswekkende of vreesaanjaende gedeelte te vra. Wat moet ek aflê? Kom ons staan en dan sing ons saam ons slotlied.